2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by julle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Liewe Here, en so kan ons in ons gebed dit ook beaam, feesviering oor die hemelvaart. 'n Dag wat getuig van hoop, van die krag en majesteit en die heerlikheid, Here, waar U regeer tot in ewigheid. Ja, Here, waar ons kon halleluja sing, kan ons nou, Here, ook stil raak. Here, en vra dat U deur die Gees ook in ons feesviering, Here, tot ons spreek, dat rustig in ons harte sal maak, dat ons sal hoor en luister, ons eie sal maak. Here, want ons erken ons gedagtes word so gou afgelei. Daarom, Here, dankie vir hierdie oomblik, vir ons hier saam wees. Ja, Here, vir ons getuienis as kerk, stil daar buite waar mense ons gesin kan hoor. Here, dankie vir hierdie oomblik. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanaand kom uit die Nuwe Testament. Ons lees saam uit Handelinge 1 verse 9 tot 11. In my Bybel is dit op bladsy 155 van die Nuwe Testament, Handelinge 1, wat ons saam gaan lees. Opskrif daar is Jesus se hemelvaart. Kort gedeelte. Nadat Jesus dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle na die hemel so en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het." Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanaand. Dis die woord van die Here. Gelukkig is ons as ons hierdie woorde kan hoor. Meer gelukkig ons wat dit kan doen en ook daarvolgens kan lewe. Amen. Geliefdes, daar sekere oomblik in die Bybel, soos wanneer jy dit lees, besef jy, daar is stiller oomblikke en dan is daar besiger oomblikke. Daar is oomblikke wat ons vinnig lees en oomblikke wat ons stadiger lees. En in hierdie stil oomblikke van die Bybel, veral in jou narratiewe waar daar min beweging is, stilte is, dan kan ons praat soms van 'n heilige stilte. Min dinge gebeur, daar's min woorde eintlik, maar mens sien die werking van die Here. Die karakters in daardie teks word tot beweging gebring. Min woorde, selfs bitter min woorde, dat ons dit kan tipeer as 'n heilige stilte, waar daar soms geen woorde is. En juis in daardie min of geen woorde, dat die Gees die hardste en die duidelikste spreek. En die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, geliefdes, is een so voorbeeld van 'n oomblik waar daar min woorde was, maar dan later geen woorde is. Maar dat die Here spreek. Ons sien in die oploop hierna is die disippels saam met Jesus op die Olyfberg. Christus praat met hulle. Op daardie stadium het hulle nie besef dat dit die laaste woorde noodwendig van
Jesus is nie. Hulle praat met Jesus, soos na sy opstanding Jesus gereeld met hulle sou praat. Maar dan gebeur hierdie oomblik wat hulle self nie kon indink moontlik gebeur, daar waar Jesus opvaar na die hemel. En daardie oomblik skok hulle. Soveel so dat hulle vir 'n oomblik vergeet wat Jesus net voor sy hemelvaart vir hulle gesê het. Daai laaste opdrag, gaan na die uithoeke toe. Verkondig. Lewe die geloof uit. En dan beleef hulle Christus nie meer met ons nie. Dan sê die teks iets baie interessant en dit verwys dan nou na hierdie van min woorde na geen woord. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk. As jy stip na iets kyk, dan kyk jy praat nie baie. Eintlik wil die teks hier verder liewers meer as wat die Afrikaanse woord sê, stip na kyk, sê, is bietjie verder en meer as stip kyk. Dis eintlik as ware staar. Myns insiens is 'n staar 'n lang stip kyk. Dis verby stip kyk. Hulle staar woordeloos. Wat het nou gebeur? Hulle het Christus gevolg. Hulle het in sy bediening van die 3 jaar, het hulle hoogtepunte en laagtepunte gehad. Daar's woorde ook waar daar praat was en dan was daar stiller oomblikke gewees. Doodse stilte van die graf. Maar dan op daardie stadium sou hulle terugkyk en sê, ja, daai stilte is verbreek in die opstanding. En na die opstanding van die Here Jesus het hulle met Jesus gepraat. Hulle het gedeel met die Here. Gepraat soos wat ons met mekaar sou praat. En jy sou dink in die teks, dis 'n antiklimaks want Christus was dan dood en nou het hy opgestaan en nou gaan hy van hulle weg. In hierdie mate hulle ry nou die golf van dit gaan nou goed. Christus het nou opgestaan en nou die antiklimaks. Hy vaar nou weg. Hy verlaat ons nou. Geliefdes, die disippels het baie anders na hemelvaart gekyk, aanvanklik, as wat ons na daardie dag kyk, in feesviering. En dit moet ons ten eerste raak sien. Die min woorde, die somtyds geen woorde in hierdie teks is, daai staar moment. Daai ek kan my oë nie glo wat nou gebeur nie, moment. En ek wil hê ons moet bietjie stil staan en ook na dit kyk vanaand. Na die staar, na die lang stip aankyk van die lewe. Want dis 'n baie menslike reaksie. As iets gebeur wat jy nie verwag nie. Iemand sê iets, na die tyd dink jy ek moes dit of dat gesê het, maar dalk is jy op daardie stadium woordeloos. Dit gebeur baie met ons mens. Wat jy woordeloos sou staar nie weet hoe om te reageer. Presies wat die disippels hier beleef het. Hulle staar vasgenaal in die verte. Christus wat opgeneem is in die wolke en dan later dan so, kan hulle nie so ver sien nie en dan raak dit nie meer dat hulle na Christus kyk nie, maar net na wolke kyk en net opkyk. En is op daardie stadium wat die woord staar, waarom kyk julle so stip na die hemel? Kom die vraag. Nou lei ons die teks af, dis 2 engele wat gestuur word om hierdie vraag aan hulle te vra. Dit is 'n merkwaardige vraag. Eintlik 'n vraag wat in 'n mate wil bietjie teregwys vir die disippels. Want hulle is geskok deur wat nou pas gebeur het. Christus het net voor sy hemelvaart gesê vir hulle, ek is met julle, belofte van die Gees, en julle het rigting, gaan verkondig, gaan leef dit uit.
En dan bevind hulle self op daardie moment, en daardie staar moment, en daardie stipkyk moment, passief. Bewegingloos. Rigtingloos. En daarom is die engele se opdrag ten diepste om hulle weer te herinner wat Jesus gesê het, om hulle weer rigting te gee. Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hulle word bestraf in 'n mate omdat hulle na die hemele staar. Baie belangrik. Geensins oor hoekom kyk julle na Jesus? Want dis hier waar die verskil in die verhaal begin na vore kom. Aanvanklik soos Christus opgeneem is in die hemel, is dit hierdie staar oomblik van ons fokus is op die Here, maar dan is daar 'n tyd wat die Here nie meer op die wolke is. En ons weet nie hoe lank dit is. Maar dan raak daardie moment later aan net 'n staar na die hemel. So asof hulle nie regtig met die realiteit gekonfronteer wil word nie, want as ons nou met mekaar moet begin reflekteer wat pas gebeur het, dan sê ons daardeur iets het gebeur. Ons kan nie net stil staan. So hierdie passiwiteit van die staar na die hemele is as ware om 'n bietjie in ontkenning te leef op daardie stadium. Staar maar net. Verstaan. Wat nou? Hoe lyk ons toekoms? Hoe gaan ons verder leef? Geliefdes, hulle kyk stip na die hemel omdat hulle onseker is hoe die pad vorentoe gaan lyk. Is dit nie dikwels ook ons probleem? Sien, dis nie net die disippels wat staar, wat lank stip kyk na omstandighede wat hulle nie verstaan. Ons doen dieselfde. En in dieselfde lyn, dieselfde woord staar. Ander omstandighede natuurlik, maar ons bly staar. Ons staar na 'n onsekere toekoms. Ons staar en mens raak in daardie mate van staar, stip kyk, raak jy geestelik verlam. Staar na die ekonomie. Staar na politieke onstabiliteit. Staar na die nuus wat ons so gereeld lees. Staar na rampe in ons onmiddellike omgewing. Presies soos die disippels, ek kan my oë nie glo. Staar. Vasgenaal staan die disippels daar, hulle kyk op, en mense sou dink, dis hierdie opkykmoment van hoop. Maar dis omdat hulle nie weet wat om anders te doen nie. Hulle lewe in vrees op daardie stadium. En daarom kom die engele as ware om hulle wakker te skud en tot verhaal te bring en sê, maar luister wat die Here vir julle gesê het. Kom tot beweging. Hou staar maar gaan. Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Amper asof God sê, daar's nog werk om te doen. Ek herinner julle net weer. Daar's nog mense wat die evangelie nie gehoor het. Daar's nog 'n wêreld daar buite wat nie van die hoop weet in Christus. Moenie net staar nie, maar gaan. Geliefdes, want dit gebeur met ons. As ons die hele tyd so bly staar na wat ook al, dan kan ons nogals ons roeping vergeet. Die doel wat die Here met ons lewe het. Die disippels se probleem was nie dat hulle die Here misgekyk het nie. Hulle het bly kyk, maar hulle weet nie wat hulle raak sien. Dit is daar die rigtinglose. Hulle vergeet die Here se woorde. Handelinge 1:8, wat Jesus vir hulle sê, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Daar is 'n opdrag, daar is rigting. Jy sou dink, maar hulle het nou pas in vers 8 die geestelike goedere ontvang, nou soos by vers 9, maar hulle het nie rigting. En is nie net die disippels
hoe maklik gebeur dit, geliefdes, nie ook in ons lewe. Die Here wat ons oproep, wat ons rigting gee. En ons bly staar. En ons kyk mis wat die Here vir ons wys. Kyk stip na. Baie reg menslike wat ons onsself onskuldig vind. Ons is so geneig, geliefdes, om stip te kyk, te staar na ons mislukkings. En mens herhaal dit in jou gedagtes oor en oor. Ek het gefaal. Of ek het verkeerde besluite geneem. Of ek moes liewers dit gedoen het. Jy vind jouself in 'n staar na iets wat lank terug gebeur het. En jy kan jouself nie verder as dit kry nie. Het is nie net die disippels wat na die hemel bly staar het nie. Ons elkeen vind onsself vasgeval in staar in welke omstandighede in ons lewe. Dit terwyl God vir die disippels op daardie stadium sê, ek het hierdie vooruitsigte vir julle. Hierdie hoop wat ek vir julle wil laat aanbreek, maar dan moet jy nie aanhou staar nie. En beweeg. Jy moet gaan waar ek jou stuur. Sien ons dat ons staar na ons mislukkings kan ons baie keer verhoed. Dat ons die pad stap wat die Here wil hê ons moet stap in oorvloed, in vrymoedigheid. Maar geliefdes, as ons staar as menslike toestand, is dit nie net oor die mislukkings van die verlede nie, dit is ook in ons hede, wat ons onsself baie keer vasval in dinge wat ons fokus verkeerd is. Verkeerde staar. Kyk waar ons nie moet nie. Aardse dinge. Sukses kan dit maklik wees, ons besittings, status, erkenning. Dit kan maklik daardie dinge in die hede wees. Dis nie net die dinge van die verlede nie. En so kyk ons mis Koninkryk van God. So verloor ons geestelike visie. Hierdie gedeelte gaan ten diepste oor fokus. Waarna jy kyk. Waarna jy so gereeld stip na kyk. Byvoorbeeld, ons kan kyk na die narratief van Petrus op die stormsee. Waar ons vind dat toe hy na Christus stip gekyk het, sê die teks baie belangrik. Toe Christus sy fokus is, daar op die stormsee, het hy geloop op die water. Maar sodra sy fokus weg van Christus was, op die oormag van hierdie storm wat om hom woed, dis die oomblik wat hy gesink het. Geliefdes, dis 'n groot geestelike waarheid, wat sê dit waarop ons fokus, beïnvloed ons geloof. Dit wat ons onsself so uitvang in die lewe, waar ons altyd oor dink. Aan die ander woorde, waar ons na gereeld so staar, altyd ons fokus is. Dit bepaal jou geloof. En is nie net waar van die sielkunde nie. Sielkunde sê dit baie duidelik, as jy voortdurend na jou vrese kyk, dan groei jou vrese. As jy voortdurend na jou probleme kyk, dan raak jou probleme disproporsioneel groter. Jou fokus is die hele tyd daarop. Of as jy gedurig na mense kyk, en die aanvaarding van mense, gaan jy nooit rus vind. Dis nie net waar in die sielkunde nie, ook in ons geloof, as ons na Christus kyk, en Christus alleen verander alles. En dan sien ons later aan ook verandering in hierdie verhaal. In 'n mate van sin maak van die disippels. Hoe moet ons dan nou verstaan, waar is die Here? In hierdie moment van opkyk en staar, maar waar is die Here? Baie duidelik, die Here is nie afwesig. Die Here is nie weg nie. Geliefdes, hemelvaart beteken nie dat
die Here die kerk verlaat het en dat hy iewers daar ver bo sit. Trouwens, jy is die teenoorgestelde. Dis God nader as ooit, hy gee sy gees, hy is in ons. Dis die ironie van dit alles. Hierdie wegbeweeg moment van hemelvaart en die disippels voel, hier is skeiding tussen ons en ons Here, tussen ons en ons hoop en ons wanhoop raak groter. Maar die Here sê, ek kom juist nader as ooit, ek is in jou. Dis dinamies. En ons sien dit gereeld in die melding in die Bybelteks waar daar baie interessant verwys word na 'n wolk. Ons lees ons Bybels baie vinnig. Dit is nie verniet die beskouing dat 'n wolk vir Christus opgeneem het. 'n Wolk in die Bybel, geliefdes, raak hierdie simboliek juis van God se teenwoordigheid. Juis nie 'n mate van God verlatenheid of God is nou verder nie. Wolk van God se teenwoordigheid. Byvoorbeeld by die berg Sinaï beskryf die teks dit so, die wolk van God se teenwoordigheid is daar. Of Israel deur die woestyn is deur wat gelei? 'n wolkkolom. Dis die Here se teenwoordigheid self. Of die verheerliking op die berg. Wat was daar? 'n wolk. En dan lees ons weer van 'n wolk wat Christus opneem. Dit is nie God wat verder en verder van ons weggaan. Dis juis God kom nader as ooit. En die wolk typeer hierdie mate van God se teenwoordigheid. Geliefdes, dit beteken die Here is nader as ooit. En Christus wat opgeneem word en sit aan die regterhand van God, wys teologies gesproke, Here regeer vanuit sy mag en krag. Sit aan die regterhand van die Bybelse leefwêreld, soos nog vandag is meeste van ons is regshandig. So die regterhand beskou posisie van krag. Die regterhand kan raak van. Jou linkerhand voel dommerig. Dit is wat die simboliek beteken. Dis daar waar die Here aktief regeer. Nie net daar ver bo in die hemelse nie, maar ook hier in ons lewe. En ons kom en gaan en in ons staar en hoe nou Here, en ek verstaan nie. Die wolk van God se teenwoordigheid. Maar dan gaan die teks ook verder in die mate van herinnering. Die engele wat hulle herinner om te sê, die Jesus wat julle so sien opvaar het, sal weer terugkom. Christus se wederkoms. Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so terugkom, lees ons. Watter troos is dit nie, geliefdes? Einde van die verhaal is nie by die hemelvaart nie. Dit is juis eintlik 'n nuwe begin, 'n nuwe hoofstuk. En waar ons van die hemelvaart inbeweeg werking van die Gees, God dinamies in ons lewe betrokke. En daarom ook vir ons, as 'n herinnering, dit gaan nie net oor die opstaar na die hemele daarbo. Dit gaan ook ons lewe met ons voete op die aarde. Die Here kom weer. Maar intussen Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Daar's werk. Dit help nie, jy wil die hele tyd na die wolke kyk. Die Here kom weer terug. Mag hy jou vind aan die werk. Rigting. Doel. En hy is met jou. Hierdie verhaal eindig in groot hoop. Die dood wen nie. Die dood het nie die laaste sê nie. Christus kom weer. Liefdes,
maklik om na die disippels te kyk, so te wonder hoekom het hulle daardie dag so gestaar. Ons besef, ons doen dieselfde. Die vraag vir die teks dan weer aan ons vra is, waarna staar jy? Ons lees in Hebreërs 12, oog gefestig op Jesus, begin en die volleinde van die geloof. Het gaan oor, waar is ons fokus? As ons dan nou so geneig is, as mens om te staar. As jy staar, laat jou fokus Christus wees en Christus alleen. Dit sê nie, as 'n ontkenning, daar is nie storms in my lewe, daar is nie hartseer en pyn nie. Dit is nie wat die teks probeer sê, as dit sê, moenie na die negatiewe kyk nie, of bly staar nie. Dit sê ons enigste hoop is Christus. Wanneer ons net na die wêreld kyk, geliefdes, gaan ons moedeloos raak. En dan vind jy dat mense nie net na die wêreld kyk nie, ook na hulle self alleen. As ons net na onsself kyk, raak ons self gesentreerd. As ons net na ander kyk, raak ons teleurgestel. Op Hemelvaartdag word ons herinner, gaan kyk opnuut weer, sien weer raak. Wat is jou fokus? Ja, ons kyk op. Ons verlang na Christus se wederkoms. Ons sien uit na sy wederkoms. Dit beteken nie, dis 'n stilstaan en wag vir beter dae. Ons leef, ons dien, ons getuig, ons werk, ons het mense lief, ons hoop. Vraag aan die engele klink vandag nog. Ook aan ons elkeen. Waarom staan julle so en kyk? Liefdes, ons weet wat ons fokus moet wees. En daarom weet ons, dis Christus alleen. En as ons staar, dan is dit nie 'n angstige staar na die hemel. As 'n staar, stip kyk na ons Heer en Verlosser Jesus Christus. Iemand opgevaar het, wat regeer, wat die een wat weer kom. En dit is waar ons fokus moet bly. Waarna staar jy? Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons besef opnuut dat daardie vraag aan die engele daardie dag nie net 'n vraag aan die disippels was nie. Die vraag dit ook aan ons elkeen vanaand. Here, en dan bely ons skuld voor U. Ons bely, Here, dat ons fokus so baie ander dinge is behalwe U. Here, dankie dat U ons nuwe perspektief gee. En as ons opkyk, as ons staar, Here, stip kyk na U voorbeeld. En die voetspore volg. Here, en mag U ons met U wederkoms die werk vind. Doelgerig, rigting, dinamies, Here. Dat ons besef ons het werk. Ons besef, Here, ons kan nie terugsit. Here, dankie dat U die krag gee en ons het die troos daarin dat U met ons is, die wolk van U teenwoordigheid. U wat nader as ooit is, die Gees in ons. Dankie, Here, vir hoop.
mense daar buite geraak word, Here, deur die ramp wat ons getref het. Here, help ons ook daar hoop te bring, te werk, die stuur ons, dat ons oog altyd gefestig sal wees op U, ons Here Verlosser. Amen. Liefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly saam met elkeen van julle nou en tot in alle ewigheid.